Die ouens wat vanoggend amptelik lidmate geword het, julle timing was perfek. Julle het aangesluit op die dag wat die kerk sy verjaarsdag het. So ek dink julle het hom goed getime. Ja, baie welkom. So dankbaar vir julle wat lidmate geword het en gekies het om saam met ons en saam met die liggaam van Christus die pad te stap hier in is ons hier in Rivera. Ek weet ook nie, ons is soveel buurte wat by mekaar kom hê, maar ons is dankbaar daarvoor. En ja, mag soos Andre ook gesê, mag julle beskikbaarheid en julle deelname en ons besef, dis jare wat van julle saam stap. Maar om dit amptelik te maak, mag jy ondervind en ervaar dat jou aandeel momentum gee aan die koninkryk van God op aarde en spesifiek hier waar ons is. Dit is nie sommer net iets wat gebeur nie. So ja, dankie. Mag dit vir julle 'n spesiale geleentheid wees en mag julle pad vorentoe terwyl julle hierdie pad saam met ons as 'n gemeente en saam met die Here Jesus stap. Mag julle ondervind dag vir dag hoe dit hy vir julle toerus en vir julle sterk maak. Want dit is wat ons vier vandag. Wêreldwyd vier die kerk van Jesus Christus. Vandag Pinkster Sondag. Die dag wat die Heilige Gees uitgestort het, die belofte van die Vader, wat Jesus baie keer gesê het vir sy disippels. Hy gaan terug na die Vader toe en as hy daar is, gaan hy die belofte van die Vader, die Heilige Gees vir ons stuur. En die Heilige Gees gaan die kerk van Christus op aarde bou en vir ons lei. En dit wat jy vandag gedoen het, is 'n openlike keuse wat jy gemaak het om te sê, ek stap van vandag af 'n pad saam met hierdie mense en hierdie gemeente. Ons baie meer as dit. Mag elkeen van ons op 'n dag soos vandag, terwyl ons die koms van die Heilige Gees na ons as kerk weer herdenk, mag ons almal aansporing vind om te sê, ons wandel saam met die Gees van God. Om saam met God te kan wandel. Ja, dis Jesus het dikwels verwys na die koms van die Heilige Gees en dat die Heilige Gees gaan kom en kom ons sê net vir hom dankie dat dit wel gebeur. Here Jesus, ons is 'n klein groepie van u kinders hier vanoggend by mekaar, maar ons is dankbaar in ons harte vir hulle wat deel geword het van ons Holokleria familie. Maar Here, ons is so dankbaar vir miljoene en biljoene wat oor eeue heen deel geword het van u koninkryk en van u kerk op aarde. En terwyl ons vandag dit herdenk, ons wil amper sê die geboortedag van die kerk hier op aarde. Here, mag dit ons inspireer en ons motiveer om toe te laat dat u deur die Heilige Gees doen en bereik in ons lewens wat u wil. Here, en die feit dat u gesê het dat ons gaan u getuies wees, wanneer die Heilige Gees kom, gaan dit ons wees wat u hande is. Dis ons wat u voete is. U is nie meer hier nie. U werk deur ons. Ons woorde, ons hande, ons voete, ons geld, ons talente, ons gawes. Is dit wat u gebruik om die wêreld rondom ons te verander. Ons is die refleksie van Jesus vir die wêreld rondom ons. Here, dankie dat ons dit nie uit onsself hoef te doen nie. Dankie dat u deur u Gees in ons woon. Dat u die krag van u Gees tot ons beskikking stel as u kinders om te kan lewe soos u graag wil hê ons moet lewe. Baie dankie. Dankie dat ons saam kan wees. Dankie vir hulle wat deel geword het van ons volgende, al is dit net op 'n register. Dankie daarvoor. Seën vir hulle, seën vir ons. Terwyl ons as 'n gemeente 'n begeerte het om 'n gemeente te wees in hierdie omgewing waar u ons geplaas het, wat 'n helder lig sal laat skyn. As mense hier verbyry of iemand in die omgewing nie weet watter kant toe nie, dat hulle by ons deur sal kom aanklop. En sê ons weet, hier is iets van die Here Jesus Christus in julle midde. Mag ons dit so ervaar en mag u verheerlik word deur ons gemeente. En ook deur ons samesyn vanoggend. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, Jesus het dikwels verwys na die koms van die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees gaan kom. Johannes 16 vers 7. Kom ek lees net vandag vir julle daar. Johannes 16 vers 7 is een van daai beloftes wat Jesus gesê het. Hy sê, maar ek sê julle die waarheid.
En sy disippels het dit nie verstaan nie. Hy sê, dit is vir julle voordelig. Hy sê, vir Johannes en vir Petrus en die klompie daar by mekaar. Hy sê, dit is tot julle voordeel. Dit is vir julle beter dat ek weggaan, as wat ek by julle bly. Ons sê, kan dit moontlik wees? Ja, dit kan. Hy sê, ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kan kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Jesus sê, dis tot die voordeel van die kerk, dat hy opvaar hemel toe, dat die Heilige Gees kan kom. Jesus, en ons moet dit verstaan, Jesus was 100% God, maar hy was 100% mens. So op hoeveel plekke kon Jesus gelyktydig gewees het, terwyl hy hier op aarde was? Net op een. Jesus woon nou deur die koms van die Heilige Gees in almal van ons harte wat waarlik tot bekering gekom het. Oor die wêreld heen, oor kultuurgrense heen, maak nie saak, hy is oral by almal wat aan hom behoort gelyktydig. Dit was nie net tot hulle voordeel, dit is tot ons voordeel, dat Jesus opgevaar het hemel toe en sy Heilige Gees vir ons gestuur het. Romeine 8 vers 2 sê Paulus, want die wet van die Gees van die lewe, die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dis nog een van die wonderlike voordele van die koms van die Gees van die lewe, want hy het my vrygemaak van die wet van die sonde en van die dood, dat ek en jy vry kan wees van die skuldlas van die wet. Dis wonderlik, voordat die Heilige Gees gekom het, was dit nie moontlik nie. Johannes 16 vers 13 sê Jesus, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy hy sal julle lei in die hele waarheid. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, alles wat die Gees hoor, alles wat die Vader vir die Gees sê, dit sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Met die koms van die Heilige Gees het ek en jy die voorreg om ingelei te kan word in die hele waarheid. As ons iets nie verstaan nie, as ons die skrif lees en ons kan dit nie verstaan nie, ons het die Heilige Gees om ons te lei in die hele waarheid. Wanneer ek besig is om iets te doen, en ek dink daar by myself, is dit wat ek doen, is dit reg, is dit verkeerd? Dis die wonder, hier's 'n interne kompas, dis die Heilige Gees van God. Hy draai my weer en hy sê, nee, moenie dit doen nie, dis die verkeerde ding. Ek ervaar dit in my gees. Hoekom? Want hy lei my in die hele waarheid. As ek wil weet wat is reg en wat is verkeerd, dis presies wat Jesus gesê het, wat die Heilige Gees gaan kom doen. Daai feit dat as ek hier iets wil doen en ek dink, is niemand wat my sien nie. Ek kan dit maar doen. Dis die Heilige Gees. Hy's besig om my te lei in die volle waarheid. Hy wil my beskerm en bewaar van die bose en hy wil my laat word meer en meer soos Jesus. Wat 'n voorreg om te besef ons lewe in 'n tyd wat God het sy Gees vir ons kom gee en hy lei ons in die volle waarheid. Johannes 16 vers 8 sê Jesus, as hy kom, die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit klink of dit verdoemend is, maar dis wonderlike nuus, want dis wat maak dat ek en jy op 'n dag gedraai het na Jesus toe, is dit nie? Ons het ons lewe maar net gelewe, ons het gedink ons is goeie mense, ons het gedoen die beste wat ons kon, maar ten spyte van dit alles, toe besef ons op 'n dag, ons is nog steeds verlore. Ons is sonder hoop en sonder God, soos hy vir Nikodemus gesê het, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien. En dis die werk van die Heilige Gees, om ons daar te oortuig van ons verlore toestand, dat ons is gebore sonder hoop en sonder God, en ons draai in genade na God toe, en daardie dag wanneer ons tot bekering kom, en ons neem hom in geloof aan, en ons word 'n kind van God. Dis wat sy Heilige Gees kom doen het. Hy kom oortuig ons van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Maar dis nie net daai eenmalige oortuiging
nie, dis nie net die skuld wat kom nie. Hy oortuig ons soos ons aangaan. Maak klaar met hierdie ding, kry klaar met hierdie. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Kry jou gewoontes in lyn daarmee, doen meer dit, doen minder dit. Die Heilige Gees lei ons, hy oortuig ons. Wanneer ek en jy iets ervaar in ons hart. Iemand het een keer vir my gesê, is baie maklik om te weet, is dit die Here wat met my praat of nie? Want baie keer sê mense, maar ek weet nie, is hierdie gedagte van die Here af of is dit van die duiwel af? Het ons al daarmee? Die duiwel het niks goeds in gedagte vir enige een van ons nie. As dit 'n gedagte is wat ooit by jou opkom om te sê, doen dit, dit gaan jou beter maak, dit gaan tot seën wees vir die mense rondom jou, weet verseker, en daai oomblik, dis die oortuiging van die Heilige Gees van God in jou hart. Jy hoef nie te twyfel daaroor. Dis wat die Heilige Gees kom doen. Hy leer ons, hy lei ons. Ons is sy kinders. Ons is nie vreemdelinge vir hom nie, hy is nie 'n vreemdeling vir ons nie. Hy woon in ons, hy oortuig ons, hy wil ons meer maak soos Jesus. Dis die werk van die Heilige Gees. Hy wil vir my en jou maak meer en meer en meer soos Jesus. Romeine 8 vers 16 is nog een van die wonderlike bewyse van die koms van die Heilige Gees. Romeine 8 vers 16 wat vir ons sê die Gees self, die Heilige Gees self getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Wonderlik, dis die werk van die Heilige Gees. Hy bring vir my geloofsekerheid. Niemand se naam is vanoggend in die hemel opgeskryf omdat hy in hierdie kerk se register opgeskryf is. Geen persoon se naam word opgeskryf in die hemel omdat hy deel is van 'n kerk nie. Die Heilige Gees alleen skryf dit in jou hart. Want die Gees van God sê, Paulus spontaan in Romeine 8 vers 16, want die Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Weet jy, dis vir my die wonderlikste ding, ek het nie nodig om te twyfel. Behoort ek aan die Here Jesus of nie? As ek vandag sou doodgaan, gaan ek hemel toe of gaan ek hel toe? Ek twyfel nie daaroor. En nie omdat ek oulik is nie, glad nie. Want daar was 'n tyd, daar was jare in my lewe, wat ek in die nagte nie kon geslaap het nie, omdat hierdie vrees my beet gepak het vir die dood, en vir die oordeel wat sou wag vir my, omdat ek in goddeloosheid ver van God afgeleef het. Maar toe ek daardie Saterdag aand my lewe vir die Here gee, van daar af, het ek nog nie een keer weer getwyfel, is ek op pad hemel toe of nie. Want die Heilige Gees getuig saam met my gees, dat ek behoort aan die Here Jesus. Ek weet, ek behoort aan Jesus. Ek twyfel nie daaroor nie. Dis die wonder van die Heilige Gees. As jy nou hier sit en jy wonder, is ek gered of is ek nie gered nie? Dis die Heilige Gees. Wat doen? Wat besig om ons te oortuig van ons toestand. Om ons te bring, nie om ons te straf nie, om ons te bring na 'n punt wat ek sê, Here, ek wil seker maak, ek wil sekerheid hê, dat as hierdie lewe verby is, ek met vrymoedigheid kan oorstap in die volgende een, en saam met U wees. Dis die werk van die Heilige Gees. Ek en jy hoef nie te dink, moet ek nog meer doen, baie van hierdie godsdienste sê, ek moet doen. Wanneer het jy genoeg gedoen? Nooit. Jy kan nooit genoeg gedoen kry. Wat sê die Heilige Gees? Die oomblik wanneer ek die kruis dood van die Here Jesus aanvaar vir my, is dit nie omdat ek iets gedoen het nie, is omdat hy alles gedoen het en ek het geglo het en dit aanvaar het. Dit gee vir my die vreugde en die wete dat ek behoort aan die Here Jesus. Wat 'n voorreg, wat 'n voordeel het ons, dat Jesus gesê, dit is tot ons voordeel, dat hy opgaan. Want as hy kom, gaan hy die Heilige Gees stuur. En ons nog baie ander, hierdie is 'n paar, wat ek nou net vir julle so vinnig genoem het, wat voordele is. Maar na Pinkster het ek en jy die voorreg om met die Heilige Gees van God te kan wandel. Voor die tyd was dit 'n lewe onder die wet. Ons het die wet aan die een kant en ons het die Gees aan die ander kant. Voordat die Heilige Gees gekom het, voordat Jesus se kruisdood gekom het en 'n werklikheid geword het vir mense, was almal van ons en is almal van ons word gebore, ons lewe onder die wet, en die werke van die wet word geopenbaar, of die vleeslike optrede word geopenbaar juis deur die werke van die wet.
Die dag wanneer ek en jy tot bekering kom en Jesus deel word van ons lewe, dan lewe ons onder die Gees. Ons lewe nie meer onder die wet wat die werke van die vlees openbaar nie. Nou lewe ons onder die Gees wat die vrug van God vereer. Ons gaan nou daarna kyk, Galasiërs 5. 1 Petrus 3 vers 8 wil ek net vir julle lees. Petrus, wat so naby aan Jesus was, hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges, vir ons, hoekom? Om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Dis die Gees van God, die Heilige Gees, wat Jesus lewendig gemaak het op die 3de dag terwyl hy gelê het in die graf. Dis die Gees, die krag van die Heilige Gees van God, wat vir Jesus lewend gemaak het en hom opgewek het tot 'n nuwe lewe. Dis dieselfde krag van die Heilige Gees wat vir my en jou lei tot bekering en ons opwek tot 'n nuwe lewe in die Here Jesus. En dan het ek en jy die voorreg en die wonderlike geleentheid om, nadat ons lewend gemaak is deur die Gees, dat ons saam met die Gees van God kan stap. Want ons is nie meer onder die wet nie. Ons is nou in die dispensasie van die genade van die Gees van God. Galasiërs 6 vers 16. Maar ek sê, Paulus sê, wandel deur die Gees. En wonderlik, ons het die Gees. Wandel deur die Gees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat hulle nie kan doen wat hulle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery toe uit woorde uit hardloop toe sê en dergelike dinge, met ander woorde nog slegte goed, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Vers 22, maar, hier kom die teenstelling, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid of geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Wonderlik, nee? Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons deur die Gees wandel. Wonderlik, hy begin hier, hy sê, wandel deur die Gees dat julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. In vers 25 sê hy, as ons deur die Gees lewe, sal ons ook deur die Gees wandel. Een van die name wat die Here Jesus gegee het aan die Heilige Gees wat kom, is die helper. The one called alongside, die Parakletos, the one alongside to help us. Die een wat hy stuur om langs ons en in ons te kom woon, om ons te help. En dis wat die Heilige Gees doen. Hy help ons om saam met Jesus die pad van Jesus te kan stap. Ons hoef dit nie alleen te doen nie. Ons kan nie, jy kan nie bloot net deur te kies om te sê, maar ek is 'n vleeslike mens, ek doen al hierdie slegte goed waarvan hy sê, maar vandag besluit ek by myself, nou is ek 'n geestelike mens, nou gaan ek die vrug van die Gees wys nie. Ja, ons kan probeer, liefde, o ja, ek is lief vir hierdie een, want ek gaan iets kry, o ek is vriendelik, ek is geduldig, hoe lank hou dit? 5 minute? 3 minute as jy ek is, dan is dit verby. Daai goedheid, daai sagmoedigheid, ag nee wat, by die deur uit.
klim op my hoeter vir hierdie ou voor my wat net nie kan ry waar dit 'n toegeeteken is, daar waar jy indraai in Pretoria straat, en dan staan hy daar, en hy staan, en hy kan ry, en dan voel ek in my hart, dat, en dan skielik sê, los hom, jou hoeter gaan hom nie motiveer om te ry nie, jy maak hom net nog meer steen in die agter. Maar my keuse sou wees om hom nie net met die hoeter te druk nie, om sommer sy ou karretjie net te vat en om te stoot. En dan besef ek daai oomblik, besef ek, maar die Here gee vir my die geleentheid en ek kies om anders te kan wees. Ek hoef nie meer so te wees. Vroeger kon ek dit nie keer nie. Daar was nie 'n opsie nie. Voor ek die Here leer ken het ek hom nie net weggewens nie. Ek het hom sommer met woorde geslaan dat sy kar vol duike is. Maar skielik is daar iets anders. Want die Helper help my om genade te hê, om liefde te hê, om geduld te hê, om sagmoedigheid te hê. Dis goed wat ek nie het nie, ek het dit nie uit myself nie. Dis die gawe van die Gees, dis die vrug. God gee dit vir my. En wanneer ek kies om saam met hom te wandel, dan maak hy hierdie goeie werklikheid vir my. En dan moet ek myself oopstel en my lewe oopstel en sê, Here, ek kies om saam met U te stap. Ek vra dat U Gees my sal lei in hierdie dag. Anders is ek terug na hierdie goed toe. Hierdie oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap. So gaan dit aan. Dis waarna ons wil terugneig. Maar ons het die Helper wat ons help om saam met Jesus te wandel. Wandel deur die Gees. Romeine 8 vers 1 sê vir ons, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Kan ek weer dit sê? Daar is dan nou geen veroordeling. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. En vers 4 sê vir ons, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, sodat die reg van die wet, wat ons oortuig van sonde, in ons vervul kan word, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want by ons bekering ontvang ons die Heilige Gees van God. En ek en jy moet onsself oefen en die Heilige Gees wil ons help daarmee om nie meer na die vlees te wandel nie en om te kies en hom te vra om ons te help om deur die Gees te wandel. Vers 17 van Galasiërs sê vir ons, hy sê hier, kom ons lees weer vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Beteken dit ons sondeloos volmaak? Nee. Hierdie is die ideaal, dat ons sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Maar weet jy wat? Ons is mens, ek weet nie van julle nie, ek is 'n mens. Ek verloor my hiermee. Ek kry onreine gedagtes. Ek sondig. Maar weet jy wat is vir my die wonder daarvan? In daai oomblik, wanneer die Heilige Gees my oortuig, kan ek net daar gaan en sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer ek het dit gedoen, ek is jammer ek het dit gesê. Wat dit ook al mag wees, Here, ek is jammer. Vergewe my, help my. Ek het gedink ek wandel in die Gees, en toe gee ek 'n tree in die vlees, en toe val al die dinge plat. Here, vergewe my net hier. Ek gaan nie terug weer. Hy help my op, hy maak my skoon, en ek gaan aan, en ek wandel in die Gees. En dis wat die Heilige Gees vir ons wil doen. Hy wil ons oefen, hy wil ons sterk maak, dat ons saam met hom kan stap. Elke dag. Vers 17 sê ons lewe op ek weet nie wat is die Afrikaans, die battlefield. Die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Paulus sê daar's 'n oorlog in die hart en in die lewe van 'n Christen. Totdat ek en jy besef, en ons gaan net nou daarby kom, totdat ons besef wat is die sleutel vir hierdie oorwinning, lewe ons in 'n battlefield, ons is op die slagveld.
Die gees teen die vlees teen die gees, en dit gaan aan. Die oomblik wat ek iets wil doen deur die gees van God, is die vlees daar. Die vlees wil dit, die vlees wil dat. Ek wil dit doen, Here, ek het hierdie begeerte om te gaan bid. Nee, kom, ons gaan nou televisie kyk. Nee, vat jou foon, skraal 'n bietjie, doen dit. Die vlees en die gees is die hele tyd. Daar's 'n oorlog wat nie ophou nie. Maar die Bybel sê vir ons, ek en jy is nie meer onder die mag van die vlees nie. Ons is onder die mag van die gees. Ons is vrygemaak hiervan. Ek en jy kan in oorwinning lewe. Vers 18, maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. So as jy onder die wet wil bly, is dit omdat jy nie toelaat dat God se gees jou lei nie. Hy sê, as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Onder die gees se leiding het die wet sy krag en sy hou vas op my verloor. Hy staan daar, hy sê jy het mos altyd vir die kinders gesê, as speel jy met Gogga maak vir baba. Dis die Gogga maak vir baba. Want die Gogga het nie meer krag nie, want ek skrik nie meer van die Gogga nie. Want Jesus het my kon vrymaak daarvan. Die gees se leiding het die wet sy krag en sy hou vas op my maak verloor. Gogga kan maar spring. Baba skrik nie meer vir Gogga nie. Later ignoreer ons hom. En hy kan kom met al sy stories. Want wat gebeur? As ons deur die gees gelei word, dan is ons nie onder die wet nie. Wanneer ek deur die vlees gelei word, dan maak Gogga vir baba bang. Maar wanneer ek onder die gees, deur die gees gelei word, dan maak baba vir Gogga bang. En dis waar ek en jy wil lewe. Dis wat God ons voor in staat wil stel. Dat ek en jy nie, hierdie dag, ek weet nie hoe gaan ek deur dit kom nie. Hy sê ons is meer as oorwinnaars. Deur Christus wat ons krag gee. Deur sy gees wat in ons woon. Pinkstersondag herinner ons aan. Ons is meer as 'n oorwinnaar. Dis wat hy vir my en jou in gedagte het. Vers 19 tot 21, ons het dit gelees. Die werke van die vlees, ons gaan nou nie weer daarna kyk nie, maar dis verskriklike goed hierdie. En ons dink dit net moord, hoerery. Ag nee, maar daar's jaloesheid, toornigheid om kwaad te word, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, hierdie ou se skoene is mooier as my skoene. Dis nie net die moord en die dronkenskap en die hoerery nie. Dis nie net die goed daar buite nie. Die probleem is in die hart, die klein dingetjies. Kyk David se mooi motorfiets teenoor my. Dis ons hart. Dis die probleem. En dan, nadat hy al hierdie goed gesê het, en hy sluit dit af vers 21, hy sê, die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Maar, die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Ek weet nie, ons lewe nie meer in 'n tyd wat, ek weet nie of enige een van julle nog 'n perskeboom of 'n appelkoesboom het nie. Of 'n appelboom of iets nie. Wonderlik as jy het, Johan, stel net 'n vrye boom, so ek het af en toe 'n bietjie vrye konfyt. Maar Johan en Hendrina staan nie voor daai vrye boom as die seisoen begin kom en sê, druk! En toe, op 'n stadium pop daar, vye uit, dan sê hulle nou nie, as jy 'n kaart 'n bietjie vye konfyt, dan kan jy nou gou kom, ons het die boom nou. Nee, wat is vrug? Vrug is iets outomaties wat kom. Dis nie iets wat jy kan doen nie. Dis iets wat jy kry. Dis presies dieselfde met die vrug van die Heilige Gees. Ons het, as die Gees in ons bly, sê Paulus vir ons, dan het ons liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ons het dit. Wat vir my wonderlik is, as jy dit lees, liefde is die eerste een wat hy noem.
En uit liefde weet ek en jy nou al vloei alles. Dis waar ons verlossing vandaan kom. Dis waar aan ons liefde wat die Here Jesus sê die wêreld ons sal ken. Ons liefde in die eerste plek vir hom, ons liefde vir mekaar en ons liefde vir 'n verlore gaande wêreld. Liefde, uit liefde vloei hierdie blydskap, vrede, lankmoedigheid of geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid. En die laaste komponent van die vrug van die Gees is selfbeheersing of selfdissipline. Hy sit liefde eerste en hy sit selfdissipline laaste. En ek wil vir jou sê, hierdie omsluit die vrug van die Gees. Want daar is 'n verantwoordelikheid wat na my en jou ook kom om te wandel in die Gees. Selfbeheersing, om tyd saam met God te spandeer. Ek en jy moet 'n besluit neem om te sê, ek en jy moet ons prioriteite uitsorteer. Ek moet my verhouding met die Here Jesus, my wandel met die Gees, moet my prioriteit wees. Het gaan nie outomaties gebeur nie. En as ek hierdie liefde, vrede, blydskap, sagmoedigheid, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, as ek dit wil hê van my lewe, dan moet dit uit liefde kom, maar dan moet ek myself dissiplineer, ek moet myself beheers, en dis nie iets wat ek hoop en aan werk nie, dis 'n verskriklike gedagte, maar selfbeheersing en selfdissipline is 'n gawe van die Gees van God, ons het dit. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet dit begin toepas in ons lewe. Weet jy wat beteken selfbeheersing vir my? My wekker lui in die oggend op 'n spesifieke tyd om op te staan en tyd saam met God te spandeer. Maar weet jy wat het ek agtergekom? As my wekker nie lui nie, dan spring ek op wanneer die dinge al moes gebeur. En dan is my dag op sy kop. Ek het nie tyd, nee, ek sal later vandag. Ek sal vandaan. Ag, ek kom nie vandaan daarby uit nie. En daai dag gaan ek deur en dan wil ek vir jou sê, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid is nie deel van my lewe nie. Ek is 'n moeilike knaap daai dag. Ek sukkel om myself te verstaan en almal rondom my. Want skielik ry hulle te stadig of hulle ry te vinnig of hulle dit of hulle dat. En daar's nie hierdie liefde nie. Hoekom? Omdat my selfbeheersing daai oggend eenvol was. Missing in action. En dit beteken nie 'n wettiese iets nie, maar ek en jy moet iets kry wat vir ons help om ons selfdissipline en ons selfbeheersing te gebruik om ons te help om met die Gees van God te wandel. Want ons het 'n vlees waarteen ons veg, wat as ons dit nie doen nie, hy die oorhand sal hê oor ons. Daai oorlog sal nooit ophou by ons nie. Tot daardie dag wat ek en jy sê, Here, deel van die vrug wat U my gegee het, is selfdissipline en selfbeheersing. Ek gaan nie dit doen nie, Ek kyk nie hierdie goed op die televisie nie, ek kyk nie dit op my rekenaar nie, ek doen nie dit nie, ek vermy dit. Dis wanneer ek en jy begin wandel in eenheid met die Gees van God. Selfbeheersing. Ander gaan dit nie vir jou doen nie. Die vrug van die Gees kom tot sy reg, wanneer ek en jy die selfbeheersing wat deel is van daardie vrug in werking stel. Dis wanneer hierdie stryd en hierdie oorlog ophou in ons. En dit is interessant, dit is die werke van die vlees teenoor die vrug van die Gees. Dit wat jy doen, dit wat jy ontvang, dit wat jy het. Die werke van die vlees teenoor die vrug van die Gees. Die goed wat ons doen, teenoor die goed wat God vir ons doen. En wat kies ons? Kom ons kies dit wat God vir ons doen. Ons kies die vrug van die Gees. Ons laat toe dat die vrug van die Gees deel wees van ons lewe. En die wonder daarvan is, ons het dit reeds ontvang by ons bekering. Ons kry nie stukkies van die Heilige Gees langs die pad nie. Toe die Heilige Gees in ons hart kom woon, het hy sy vrug met ons saamgebring. En ek en jy moet toelaat en 'n klimaat skep waar hierdie vrug kan ontwikkel en na vore kan kom. Hoe doen ons dit? Kan ek vir julle gou lees? Paulus, Romeine 6. Gee vir ons hier die sleutel tussen die Gees en die vlees.
Hy sê, aangesien ons dit weet, dat ons oude mens saam gekruisig is. Nou Romeine 6, Romeine 7, Romeine 8 gaan juis hierdie geweldige stryd tussen die vlees en die gees, om 'n vleeslike wandel te hê en 'n geestelike wandel te hê. Hy sê, aangesien ons dit weet, onthou hierdie woord weet, aangesien ons dit weet, dat ons oude mens saam gekruisig is, ons ou mens, hierdie sondige mens, wat onder die wet is aan die kruis vasgespijker saam met Christus. Aangesien ons dit weet, dat ons oude mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word, en ons nie meer die sonde sou doen nie. Hy sê, jy moet dit weet. Glo ons dit. Glo ons dat aan die kruis van die Here Jesus Christus, my ou mens saam met hom gekruisig is. Sê in jou hart vir jouself, glo jy die skrif wat sê dat jou ou mens, toe Jesus aan die kruis was, het jy jou sondige mens in hom daar gehang. Dis hoekom hy gekom het. Hy het ons sonde op hom geneem. Glo jy dit? Sê vir jouself, glo jy dit ja of nee? Want as jy dit glo, dan sê Paulus, jy moet dit weet. Dis 'n feit, jy moet dit weet. Dit het gebeur. Hy gaan in vers 11, hy sê, as jy hierdie wete het, as jy hierdie feit weet, dan sê hy, so moet julle ook reken. Jy kan reken daarop, so moet julle dan ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Dis waaroor ons gepraat het vanoggend. Ons is lewend, die Heilige Gees stel ons in staat, julle moet reken dat julle vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus. So jy moet dit weet, en dan kan jy daarop reken. Maar wat het ons nou nog nodig om dit te maak gebeur? 'n Plan van aksie. Geen kennis en geen toepassing, of die feit dat ek weet wat die toepassing is, gaan enige iets verander nie. Wat moet ek en jy doen? Aksie. Ons moet aksie neem op die feit dat ek weet dat my ou mens saam met die Here Jesus gekruisig is. Ek reken dat ek dood is vir die sonde en lewend vir God. En dan sê in vers 13, hy sê, moenie julle lede stel, jou liggaam stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongeregtigheid nie, maar hier kom die aksie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en stel julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. So ek en jy moet dit weet, dat die kruis van Jesus en die oplossing vir ons. Ons kan reken daarop, dis 'n feit, dis 'n feit, dis 'n feit. Ek is vrygemaak, ek het die vrug van die Heilige Gees. Pinkstersondag sê vir my, ek het die Heilige Gees reeds ontvang as ek behoort aan die Here Jesus. Hy sê nou, al wat ek moet doen is, ek moet hierdie ding in aksie stel, ek moet dit lewe. Ek en jy moet dit gaan uitlewe in ons lewe. Weet dit, reken daarop en stel dit in plek. En dan sê vers 25 vir ons, as ons dan deur die Gees lewe, en ons lewe deur die Gees, as ons dan deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Wandel in en deur die Gees van God. Ek sluit af hier, ons tyd is verby, Galasiërs 6, die volgende hoofstuk. Sê vers 8, hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word, hier kom dit weer. Selfdissipline, selfbeheersing. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Laat ons nie moeg word om goed te doen. Aanhou, voet onder my het is, dan staan ek op en ek gaan aan. En ek weet, my ou mens het saam met Jesus gesterf. Ek reken daarop dat ek dood is vir die sonde, en ek stel my liggaam, ek stel myself tot beskikking van God. Ek lewe vir die Here Jesus. Ek laat toe dat die vrug van sy Gees in my lewe na vore kom. Dis wat hy vir ons beloof het in Handelinge 1 vers 8,
bekende belofte wat die Here Jesus gemaak het, net voor hy opgevaar het hemel toe. Toe sê hy vir sy disippels, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Dis hoe die evangelie uitgedra word. Jesus se krag deur sy Heilige Gees. Dit help my en jou, waar ons is, hier in Parkerstraat, 127, in Rivera, om te lewe vir die Here Jesus. Hier gee hy ons sy krag, dis van hier af waar ek en jy uitgaan, en die lewe van Jesus, terwyl ons wandel in die Gees, die lewe van die Here Jesus uit te dra. Dis hoe die evangelie uitgaan. Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Ek en jy het nodig om te wandel in die Gees van God, deur die krag van die Gees van God, in afhanklikheid van die Gees van God. En dan wanneer die oortuiging van die Gees van God kom, dat ons dit sal doen, en dat ons hierdie vrug van sy Gees sal toepas in ons lewe. Wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En die wonder daarvan is, dis nie 'n fairy tale nie. Hy gee vir ons die krag. Handelinge 1 vers 8 is die waarborg, dat die krag van die Heilige Gees is aan ons gegee. Ons het nie nodig om te lewe volgens die vlees. Ons kan wandel in die Gees van God. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is dankbaar saam met die kerk wêreldwyd vanoggend, dat ons nie hierdie ding op ons eie probeer nie. Dankie dat dit nie net 'n leefvorm en 'n godsdiens is nie. Dankie dat dit 'n persoonlike verhouding met 'n persoonlike God is, wat persoonlik in ons lewens en in ons harte bly deur u Gees. Dankie daarvoor, dankie dat u gesê het dat wanneer die Heilige Gees kom, sal ons krag ontvang, dinamiese krag, om u getuies te wees, die hele wêreld heen. En Here, hoe anders kan ons dit wees en doen, as om in die Gees te wandel? Stel ons in staat, Here, ons weet dit, help ons om daarop te reken, en dat ons lewe en ons liggaam en alles wat ons het, sodat u Gees deur ons kan werk. Mag die vrug van die Gees sigbaar wees in ons lewens. As die wêreld na ons kyk, dat hulle nie die moord en die jaloesie en die afguns en die hoerery en die twis en die naaiwer sien nie, gee dat hulle die liefde en die blydskap en die vrede en die lankmoedigheid en die vriendelikheid en die goedheid en die getrouheid en die selfbeheersing wat ons sal sien. Help ons om die refleksie van Jesus in hierdie wêreld te wees, deur die krag